Hallo graad 4's en welkom. Is julle reg om julle geskiedeniskennis 'n bietjie op die proef te stel? Ek is super opgewonde want ons gaan vandag 'n prettige vasvraag doen oor vervoer op water. Dis die perfekte manier om julle te help leer vir die eksamen. So, kom ons spring weg en kyk wat julle alles onthou. Goed, vir ons begin, hier is hoe dit werk. Dis super maklik. Eerstens, ek gaan 'n vraag vra. Dan, en is belangrik, pauseer jy die video sodat jy 'n oomblik kan vat om te dink. Geen haas nie. Wanneer jy reg is, druk net weer speel en dan verklap ek die antwoord en ons gesels 'n bietjie daaroor. Klink goed? Perfek. Reg so, ons begin sommer by die begin. Ronde 1 gaan alles oor die groot vraag. Hoekom het mense enigstens bote en skepe begin gebruik? Waarom was dit so belangrik? Hier is julle heel eerste vraag. Dink mooi, kan jy aan 3 redes dink hoekom mense al vir eeue lank op die water vaar? Poseer nou en dink aan jou antwoord. En het jy dit? Die antwoorde is om te reis, om handel te dryf, om vis te vang en natuurlik om nuwe plekke te ontdek. As jy enige 3 van daai gekry het, is jy 100% reg. Fantasties. Jy sien, bote het dit vir die eerste keer moontlik gemaak om te verken en goedere te ruil soos nog nooit tevore nie. Goed, vraag nommer 2. In watter groot opsig het bote en skepe die grootste verskil in mense se daaglikse lewens gemaak? Vat 'n oomblik, pauseer die video en dink daaroor. Die antwoord is, dit het dit net soveel makliker gemaak om oor lang afstande te beweeg en om swaar goedere te vervoer. Dink net daaraan. Voor bote was dit amper onmoontlik om groot swaar vragte baie ver te vat. So watervervoer het letterlik die wêreld vir almal oopgemaak. Pypwerk in daai eerste ronde. Nou, kom ons klim in ons tydmasjien en kyk hoe vervoer op water oor die jare verander het. In ronde 2 gaan ons 'n paar verskillende soorte bote uit die geskiedenis identifiseer. Kom ons kyk hoeveel jy ken. Vraag 3. Watter tipe boot is een van die heel oudstes en word gemaak deur bloot 'n paar stompe aan mekaar vas te maak? Pauseer en dink. Het jy dit? Dis reg, die antwoord is vlotte. So eenvoudig, maar dit was 'n reuse sprong vorentoe want dit het mense toegelaat om vir die eerste keer riviere oor te steek. Vraag 4. Wat noem ons daardie smal, ligte bote wat perfek is vir riviere en mere? Druk pause as jy 'n oomblik nodig het. Reg, die antwoord is kanoes. Hulle is dikwels uit een enkele groot boomstomp gekap. Baie slim as jy daai een reg gekry het. Vraag 5. Watter bote is van plante gemaak en is deur mense soos die antieke Egiptenare gebruik? Dink mooi. As jy gesê het rietbote, is jy heeltemal reg. Hulle het letterlik bondels riete styf aan mekaar vasgebind om hierdie ongelooflike bote te maak. Vraag 6. Wat noem ons daardie groot Chinese skepe met daardie baie unieke, vierkantige seile? Weet jy hierdie een? Hulle word jonke genoem. Hierdie skepe was so sterk en groot, hulle kon ver oor die oseaan vaar. Vraag 7. Watter skepe met hulle kenmerkende driehoekige seil het Arabiese handelaars gebruik om die Indiese Oseaan oor te steek? Pauseer gerus. Die antwoord is dhows. Daardie spesiale driehoekige seil was briljant, want dit het hulle gehelp om die wind baie goed te vang. Vraag 8. Groot ontdekkers soos Christophorus Columbus het hierdie vinnige en sterk Portugese skepe gebruik. Wat was hulle naam? Hulle was die beroemde karwels. Omdat hulle kleiner en makliker was om te stuur, was hulle perfek om nuwe onbekende plekke te gaan ontdek. Goed, laaste vraag in hierdie ronde. Watter supervinnige seilskippe is in die 1800s gebruik, veral om dinge soos tee en speserye te vervoer? Dink aan die naam. Die antwoord is klippers. Hulle was so vinnig, mense het geskers dat hulle die tyd van die reis afknip. Pypwerk in daardie ronde almal. Sjoe, julle doen goed. Nou maak ons 'n reuse sprong vorentoe in tegnologie. Ronde 3 gaan alles oor 'n uitvinding wat die wêreld vir altyd verander het, die engine en die ongelooflike krag van stoom. Vraag 10. Wat is die allergrootste verskil tussen 'n stoomskip en 'n ou seilskip? Pauseer en dink mooi oor die antwoord. Goed, so die groot verskil lê in hoe hulle aangedryf word. Seilskepe het wind nodig gehad. As die wind nie waai nie, gaan jy nêrens nie. Maar stoomskepe het engines gebruik. Dit het beteken hulle was nie meer afhanklik van die weer nie en kon baie vinniger en meer betroubaar reis. Dit was 'n totale game changer. OK, hierdie een is seker die bekendste skip in die hele geskiedenis. Ek is seker julle ken hom. Pauseer die video en sê sy naam hardop. Ja, natuurlijk. Die antwoord is de Titanic. Een baie tragische, maar ongelooflijk beroemde verhaal. En dit het alles in hierdie spesifieke jaar gebeur. 1912.
Dis meer as 100 jaar gelede. Kan jy dit glo? Goed, julle is amper daar. Dis tyd vir die laaste ronde. Kom ons bring dit heeltemal terug na vandag. Ronde 4 kyk na die skepe en bote wat ons nou in ons eie tyd op die water sien. Vraag 12. Dink 'n bietjie aan daardie massiewe skepe wat jy vandag in die hawens sien. Waarvoor word hulle gebruik? Noem net een manier. Pauseer gerus om jou antwoord te gee. So die groot skepe vandag het hoofsaaklik 2 werkies. Of hulle word gebruik om daardie reuse metaalhouers vol goedere, soos klere, kos en karre, tussen lande te vervoer, of hulle is massiewe passasiersskepe, wat ons vaartuie noem, waarop mense met vakansie gaan. Vraag 13 is 'n lysie. Noem enige 4 soorte bote of skepe wat ons vandag gebruik. Pauseer en kyk hoeveel jy kan onthou. En hier is 'n hele paar moontlike antwoorde. Ons het snelbote, veerbote, duikbote, vissersbote, vragskepe en selfs windsurfers. As jy enige 4 van hierdie of iets soortgelyks genoem het, het jy volpunte. Dit wys net hoe baie verskillende maniere ons vandag nog die water gebruik. Hier is ons heel laaste vraag almal. Hoekom is skepe en bote vandag nog steeds so vreeslik belangrik vir ons almal? Gee my 2 redes. En die antwoorde is, dit maak handel en reis tussen lande moontlik, dit verbind die hele wêreld met mekaar en dit bring vir ons kos en produkte van oral af. Dink daaraan, amper alles wat jy in die winkels koop, van jou skoene tot jou speelgoed, het op 'n stadium op 'n skip gereis. En dit is die einde van ons vasvra. Julle het fantasties gedoen. Ek hoop regtig dit het julle gehelp om lekker te leer en julle geheue 'n bietjie te verfris vir die eksamen. Julle is nou soveel beter voorbereid. Well done! Voor ek gaan, hier is iets om oor te wonder. Wat dink jy is die volgende groot uitvinding wat skepe en bote gaan verander? Miskien skepe wat op sonkrag werk of selfs reuse onderwaterskepe vir passasiers. Die toekoms gaan nog baie opwindend wees. Baie sterkte met die eksamen, hou aan leer en totsiens.